So die standaard vergelyking vir die eksponensiële grafiek is a b tot die mag x plus q. En dan wat elke stukkie nou beteken, ons begin agter by die q, dit gaan weer jou horisontale asymptoot wees. En dan die a en die b waarde, die a sê vir jou of ons hom bo of onder daai asymptoot gaan skets, en die b sê vir jou watter kant toe hy gaan. So ons gaan sê, dis die neiging. Neig hy na die asymptoot toe of neig hy weg van die asymptoot af? So, laat ons net 'n bietjie spesifiek wees. As die a positief is, dan teken ons hom bo. As die a negatief is, dan teken ons hom onder. Die b-waarde, die neiging sê ons, as die b 'n getal tussen 0 en 1 is, dan neig hy na die asymptoot. En as die b meer as 1 is, dan neig hy weg van die asymptoot. Okay. Nou daar's basies net 4 eksponensiële grafieke of 4 forme vir hoe hierdie ding kan lyk. So hy gaan of bo wees en weggaan, of hy gaan bo wees en nagaan. Of hy kan onder wees en weggaan, of hy kan onder wees en nagaan. Kan ek 'n bietjie opskryf? So dis die vorm, jy het net daai 4 opsies vir hoe hierdie ding kan lyk. Reg? So nou gaan ons net hier bysit wat die goed was. So hierso was hy bo die asymptoot is die gewone x-as. So omdat hy bo is, weet ons die a moes positief gewees het, né? Hierdie een is ook bo, so die a moes positief wees. Hierdie een lê onder die asymptoot, so die a moes negatief wees, en hierdie een lê ook onder die asymptoot, so die a moes negatief wees. So watter kant hy geteken word, dis al wat die a vir jou sê. Die a sê nie vir jou of hy styg of daal nie, of hy na of weg gaan nie. Daarvoor moet jy gaan kyk na die b-waarde. So as jy kyk na hierdie grafiek, onthou ons lees altyd van links na regs, dan is hy besig om weg van die asymptoot af te gaan. Met ander woorde, jou b moes groter as 1 gewees het, want dan neig hy weg. Reg? Hierdie volgende een, soos wat ek regs gaan, kom hy al hoe nader en nader aan die asymptoot. So die b-waarde moes tussen 0 en 1 gewees het. Getalle tussen 0 en 1 is net gewone breuke, né? Soos 'n half tot die mag x of so iets. Dan hierdie een, as ek van links na regs lees, dan neig hy weg van die asymptoot af. Hy gaan al hoe verder van die x-as af, so daar moet die b-waarde weer meer as 1 gewees het. En hierso neig hy na die asymptoot, so die b moet tussen 0 en 1 lê. Dan kyk ons net na 'n voorbeeld. So hierso staan byvoorbeeld wat? 'n positiewe getal groter as 1 tot die mag x. So dis byvoorbeeld 2 tot die mag x. Reg? Hierso 'n positiewe getal tussen 0 en 1. So daar gaan staan y is byvoorbeeld 'n half tot die mag x. Hierdie een, 'n negatiewe getal meer as 1 beteken, gaan dit hierso skryf, negatief 2 tot die mag x. So die min sê vir jou hy is onder, die 2 sê vir jou hy neig weg. So jy split dit, jy moet die teken en die getal as 2 aparte goed sien. Reg. Hierso, kleiner as 0 beteken negatief, en tussen 0 en 1, so byvoorbeeld 'n half tot die mag x. Verstaan hoe die stukkies in mekaar pas. En nou al wat nou nog kan bykom by hierdie 4 grafieke, is die horisontale asymptoot. Ek gaan hom nou net kan skuif na 'n ander plek toe, in plaas van die x-as. Almal by? Soos hulle vir jou sê, byvoorbeeld, skets vir my y gelyk aan, ons maak dit min 3 tot die mag x plus 2. So stukkie vir stukkie, wat sê die minus vir ons? Ons gaan hom onderskets. Wat sê die 3 vir ons? Hy moet weggaan. Nie boontoe nie. Na of weg. Dis die 2 opsies, né? Wat is daai plus 2? Ons horisontale asymptoot. So nou behoort ons al 'n redelike idee te hê van hoe hierdie ding lyk, né? So ek het 'n gewone assestelsel x en y, dan het ek 'n horisontale asymptoot wat deur 2 gaan. En nou waar moet ek nou my eksponensiële grafiek teken? Onder die asymptoot, en ek moet hom teken sodat hy weg van die asymptoot af gaan.
Reg. So hy gaan iewers die y-as en die x-as sny, want hy gaan deur die y en die x-as moet gaan. Maar ek weet nog nie waar nie. So ek kan hom nie byvoorbeeld teken dat hy daar sny en dan afgaan nie, of dat hy hier sny en dan afgaan nie, want ons weet nog nie. Jy gaan dit eers moet bepaal. So kom ons werk dit gou-gou uit vir 'n y-afsnit. Wat doen ons? Stel die x gelyk aan 0. So dan gaan daar staan y is minus 3 tot die mag 0 plus 2. So min 1 plus 2 is min 1. Is nie meer so? 8 plus 1, skus. So ek weet hy gaan die y-as by 1 sny. Dan kort ons ook 'n x-afsnit. Nou die issue met die x-afsnit bereken is wanneer ons y gelykstel aan 0, dan word hierdie eintlik 'n eksponensiële vergelyking. Reg. En as jy daai gaan oorgooi, gaan jy kry 3 mag x is 2. Maar julle is baie beperk in terme van die tipe eksponensiële vergelykings wat julle kan oplos. Julle eksponensiële vergelykings is die x of op die grond, dan moet jy die mag wegkry, of as die x in die lug is, moet jy die grondtalle probeer dieselfde kry. Reg. So in hierdie geval gaan jy nog nie daai kan oplos nie. Jy kan nog nie uitfigure wat x is sodat 3 tot die mag dit 2 is nie. So gewoonlik as hulle vir jou so 'n vraag gee, sal jou eksponensiële vergelyking mooi perfek kan uitwerk sodat jy die x kan kry. So ek gaan hom nou net daarso los. Ons weet nie wat die x-afsnit is nie, ons los hom net. So hy gaan onder die asymptoot en weg van die asymptoot af en hy gaan by die y-as deur 1. En daai x-afsnit is ons nou nog nie op 'n vlak om dit te bereken nie. Okay, dan kyk ons na die teenoorgestelde. So ek gee nou vir jou 'n eksponensiële grafiek en vra wat is die vergelyking. So hulle sê eerstens vir jou hierso loop 'n horisontale asymptoot by y gelyk aan min 1. En dan gaan jou eksponensiële grafiek so op sodat hy daar by punt A deur 0 en 1 gaan. En hulle sê vir jou die standaardvorm is AB tot die mag x plus q. Bepaal die vergelyking. Okay, daar kort net 'n punt. So ek gee vir jou ook B is min 1 en min 1/3. Wat jy moet doen is daai asymptoot, né? So ek gaan daai verander in y is gelyk aan AB tot die mag x min 1. Dis die eerste ding wat ek kan doen. Dan moet ek punte invervang. So as ek begin by hierdie 0 en 1, dan beteken dit ek gaan my y 1 maak as my x 0 is. Maar b tot die mag 0 is mos eintlik 1. So hier gaan staan 1 is a min 1. En as jy daai min 1 oorgooi, dan kry jy a is 2. So dit beteken jou vergelyking lyk nou so, 2b tot die mag x min 1. Dan vat jy die ander punt. Die ander punt is min 1 en min 1/3. So ek maak die y min 1/3 as ek die x min 1 maak. Dan sal ek eers daai min 1 oorgegooi, dan kry ons 2/3. En 'n b tot die mag min 1 is mos eintlik 'n 2 oor b. Jy kan daai b afskuif onder toe, dan word die mag positief. Nou kan jy gesê die KGV is 3b of jy maal net oor kruis, dan kry jy 2b is 6, sodat b 3 is. En dit beteken jou vergelyking is 2 maal 3 tot die mag x min 1. Wie dit reg? Okay, cool.